the path to. Goeiedag, dankie dat jy ingeskakel het. Dis ons program Mosaïek. My naam is Ina en dankie dat jy ingeskakel het. Ons saai uit van Boerrein. Ons sê dankie vir Kruiskyk, dat hulle kameras gebring het, ligte gebring het en al die pad hiernatoe gekom het en vir Boerrein, vir die biblioteek. Ons waardeer dit, lekker boeke om te lees, gratis en verniet. As jy hier kom bly, kan jy enige tyd lees, net soveel soos jy wil. Ek het voor ek ons gas voorstel, ek het uit Markus 11, die Bybel sê, Markus 11 vers 24, daarom sê ek dis Jesus vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en dit sal vir julle so wees. Alles wat jy in gebed vra. Nou ek sê maar net soos ek altyd sê, Jesus, God sê vir ons, ja, ek gee dit vir jou. Hy sê vir ons, dit is nie vir jou nie, of hy sê, wag 'n bietjie. Wag net 'n bietjie, ek sal dit vir jou gee, maar wees net geduldig, die tyd is nog nie reg nie. Ons ken mos nie God se tyd nie. Ons weet nie wat hy vir ons voorsiening gemaak het nie. So ons moet net aan mekaar vra en die Heilige Gees vertrou dat hy vir ons sal gee die begeertes van ons hart. Nou vandag is ek weer bevoorreg om vir pastoor Rian de Villiers by ons te hê. Rian, baie welkom en baie dankie dat jy gekom het. Baie dankie Ina, is alweer 'n groot voorreg om hier saam met jou te kan wees. Ek en jy kom 'n lang pad van Somersuidwes af, nee. Ja, dis 'n baie lekker pad ook. Jy het vir ons lekker bedien daar, jy het vir ons boodskappe gebring, jy het, ek het nou dag gedink, ek moet eintlik gaan kyk hoeveel keer het ons twee gesels. Ja, ons het nogal heel wat gedoen. Ons het heel wat gedoen, baie dankie, ek waardeer dit. Dit is 'n groot plesier. Rian, maar daar's tog mense wat nou nie kyk, veral hier in Boerrein. Vertel ons, waar kom jy vandaan? Wel, ek is baie keer as mense my vra, waar is ek gebore, dan sê ek vir hulle in 'n hospitaal. So ek is in 'n hospitaal in Pretoria gebore. Hele klompie jare gelede. Ek sê ook altyd, toe was ek nog net mooi en jonk, nou is ek nog net mooi. En ek het maar groot geword in Pretoria. Tot so in die begin van, daai tyd was dit nog standaard 6, nou is dit ons graad 8. Ja. En my pa en my ma, ek is eintlik so bevoorreg. Daar's baie mense wat ook seker daai voorreg, maar ek wonder of ons altyd besef wat is die voorreg, om in 'n huis groot te word, waar jy 'n pa en 'n ma het, wat onvoorwaardelik die Here lief het. En ons het in so 'n huis groot geword. My pa was op die kerkraad van gemeentes, my ma was die sonnaskool superintendent, so ons het van kleins af het ons in die AGS groot geword. Op 5-jarige ouderdom het ek op 'n Woensdag aand bid, hier het ek op die bank, daai het baie houtlang banke gehad, so gesit my bene gekruis en die Here het my gevul met die Heilige Gees en spreuke in tale. En so ons was bevoorreg gewees om in Pretoria Morgengloed, die Morgengloed area te bly. En ons het daarso het ons saam met oorlede pastoor Buddy Addenale het hulle die sonnaskool, my ma was sy sonnaskool superintendent, het hulle die sonnaskool gebou en dis waar my fondasies gelê was. En mense sal dit nooit vergeet nie. En die skrif is so waar wat sê weet dat oefen jou kind terwyl hy jonk is en sy groot is sal hy na sy weer terugkeer. En dit maak met ons ook gebeur. So my pa was net maar eenvoudige, miskien nie so eenvoudig, want hy was nie eenvoudige mens, hy was baie spesiale mens, maar in die oë van die mens was hy net 'n eenvoudige spoorwegwerker gewees. A down to earth. A down to earth, nie groot salaris verdien nie, ons het baie maande, het ons nie eens geweet waar die volgende bord kos vandaan gaan kom nie, maar my ma het altyd vertrou, as ons weer sien, daar's daar kos, daar's alles daar, en so ons het goed groot geword, onder daai omstandighede. Ek is die tweede kind van 5, ek het 'n ouer broer en 3 jonger susters, en by die stadium dien ons almal van ons dien die Here.
En ek is die enigste een wat voltyds in die bediening is, maar almal van hulle stap op pad met die Here as gevolg van die regte fondasie wat gelê is. So ja, dis maar waar ek begin het, is in Pretoria. Toe is my pa verplaas Port Elizabeth toe. En ons het toe eers in Uitenhage gebly, en toe het my pa hulle huis gekoop in Dispatch. En toe so daar in Dispatch het ek my hoërskoolloopbaan klaar gemaak. En daar het ek so 'n bietjie van die bus af geraak. O, okay. Ja, nee, wat daar het ons so 'n bietjie van die paadjie af verlore geraak. En dan wat ek net dit ook sê, weet, my hart is nog altyd om in die bediening te wees. Ja. Ek het van kleins af wou ek 'n pastoor wees. Ek sal nooit vergeet my jongste sussie, daar's 'n redelike gaping tussen haar en die een net voor haar. So terwyl ons nog net 4 kinders in die huis was, het ons so gereeld speel ons kerk. O ja. Ons het nie soos die ander kinders huis gespeel, ons het kerk gespeel. En dan het ons of in die kamer of die sitkamer, het ons nou kerk, maar ek moet altyd die pastoor wees. En nie van hulle het ek kans gekry om die pastoor te wees, ek was altyd pastoor. Ek moes preekwerk doen, en dan moes tot bekering kom, weet, daai tipe. Ja. So, ja, dis maar hoe ek groot geword het, en outomaties toe jy nou in die hoërskool kom, en jy begin ander vriende kry, en jy begin onder die groepsdruk raak, toe begin jy maar so stadig, maar seker, bietjie wegskuif van dit wat die Here vir jou in gedagte gehad het. Jy doen wat jong mense doen. Ongelukkig. Ongelukkig, dis maklik vir ons nou om te sê, weet, en van jong mense te praat, om nie aan die groepsdruk toe te gee nie. Maar by einde van die dag moet ek erken, ek het aan die groepsdruk toegegee daai tyd. En ek het saam met hulle begin skelm agter soos hulle uit die bicycle shed begin rook, en so begin kritaal gebruik, en seker gemaak, ons doen dit nie by die huis nie, want ons het geweet wat gaan gebeur as my ma of my pa moet hoor. En so het jy maar stelselmatig die wêreld jou maar begin intrek. Ja. En ja, en toe ek my matriek klaar maak, toe wil ek nie eintlik, ek het nog nooit daarvan gehou, van kleins af het ek vir altyd vir myself eerder gesê, ek wil nie 'n spoorwegwerker wees nie. Okay. Ek wil nie in 'n kantoor gaan sit en werk nie. Maar toe ek klaar maak matriek, is daar niks anders vir my nie. Toe reël my pa vir my dat ek daar begin, maar ek het net so 'n paar maande gewerk, toe ek weermag toe vir 2 jaar. En natuurlik was dit 'n geweldige rowwe tyd in ons jong mense se lewe. Ekskuus. Baie mense sê dit was 'n goeie tyd, en ek stem saam. In 'n sekere sin was dit 'n goeie tyd, want dit het vir ons geweldige dissipline geleer. Maar ek was in 'n regiment, as ek dit so kan noem, in Sewesaai in Palleborwa, en ons het ons 9 maande diensplig klaar gemaak, en toe is ons grens toe. En ek het op die grens gebly vir die laaste 15 maande van my weer, het ek 14 maande was ek op die grens. Ons het inteendeel die aand voordat ons uitpasseer het, ons teruggekom van die grens af. Ek het nou soveel operasies deelgeneem, want ek was 'n voetsoldaat. En dit wat 'n ou daar beleef, en dit wat 'n ou gesien het, ek dink nie mense verstaan hoe wreed oorlog regtig is nie. Devastating. Dat toe ek terugkom, toe kan ek nie in die samelewing aanpas nie. Toe hak my kop uit. Toe begin ek het geweldig begin drink, want ek het probeer om van al hierdie beelde en hierdie goed probeer ontslae te raak, en ek gedink, of ek het besef, daai stadium was dit vir my soos 'n uitkoms dat as ek so dronk is, soos 'n tor, soos ons maar sê, dan ervaar ek dit nie. Ja. Maar dan kom ek agter dat in my dronkenskap, as ek nou uiteindelik aan die slaap raak, dan sit nog steeds dieselfde drome wat ek droom. So steeds dieselfde gesigte wat ek sien. Ja. En so dit was 'n baie moeilike tyd in my lewe gewees. Van dat ons uitgepasseer het tot die einde van daai jaar. En toe besluit ek wil nie verder, toe besluit ek om Bloemfontein toe te gaan. En toe het ek vir 'n jaar lank in Bloemfontein by die spoorweeg gewerk, en toe besluit ek, nee, ek gaan universiteit ook wil gaan studeer. En ek het nie geweet wat ek wil studeer nie. Aanvanklik het ek toe besluit, maar kom ek gaan studeer
BSc graad en ek word 'n wiskundeonderwyser. En dit was letterlik 'n week voordat ons moet finaal inskryf. Toe laat weet hulle my, ek het basies al my vakke in matriek op hoërgraad gehad, behalwe een vak, in biologie. En dis die een vak wat ek op hoërgraad moes gehad het. Toe kan ek nie gaan dit studeer nie. Toe sit ek letterlik daar in my kamer en dan ek sit so deur hulle katalogus en blaai en ek sien hier so iets van regte en ek moes dit ek gaan regte studeer. Maar getroffen. Daar gaan ek moet maar toe wil ek BCom regte gaan studeer. En toe is daar in die koshuis en my kamermaat, hy sê toe nie, hy gaan B-Proc doen, ek moet ook saam met hom B-Proc doen. Ek besluit ook, ek skryf ook na B-Proc. Ja, en tog ten spyte van, weet, dat ou sy lewe daai draai gevat het. Ten spyte van die feit dat as jy nou agterna kyk en besef, en ek gaan definitief nie regtig gesels oor my tyd in die weermag, maar ek kan oor hoe die Here my beskerm het. Ja. Hoeveel kere dit regtig, dis net 'n wonderwerk dat ons lewend daar uitgekom het. Ja. Net 'n wonderwerk dat ons nie iets oorgekom het nie. As ek net een voorbeeld kan noem, eendag het ons was ons op die grens van Namibië en Angola en ons het daai te genoem, toe hoor ons hoe ref hulle die terroriste nou 'n skool, en toe nou moet ons hulle gaan jaag. En dan volg jy hulle spore en dan gaan hulle spore nou oor die draad wat na Angola is. Weet en dan regtig kan ons nie regtig oor gaan nie, maar ons gaan. En dan is ons stap net so, dan is daar hierdie landmyne wat geplant is. En ek kan nooit vergeet, nee, jy dink mos nie daai tyd nie, dat ek letterlik die landmyn so in my hand vashou. En ek sê vir die korporaal, hy was eintlik ons sergeant, hy sê vir sergeant, hy kan nie detonator uitdraai, ek sal die ding vashou, so asof dit my sal beskerm. Weet, en tog beskerm die Here ons daardeur. Maar deur alles dit, ten spyte van, ek het partykeer, ek het nooit 'n Sondagoggenddiens gemis, het ek nie dit sê. Ek het baie keer op 'n Sondagoggend, dan sit ek daar, dan kan die hele bank ryk ek dat die al kom, maar ek sit daar. Die ou lag nou daaroor, maar dit is hoe my lewe op daai stadium was. En toe ek na Bloemfontein toe gaan, en ek gaan studeer toe nou vir regte, toe was dit maar dieselfde. Ek is elke Sondagoggend, elke Sondagaand was ek in 'n AGS in die diens, elke Woensdag aand was ek by die bidtuur, elke Vrydag aand was ek by die jeugbyeenkoms, elke Woensdag aand na die bidtuur het ek gaan sokkie en gaan dans en gaan jol, elke Vrydag aand na die jeugbyeenkoms het ek gaan sokkie en gaan jol en so het my lewe vir 'n hele jaar geloop. My eerste jaar in universiteit. En toe kom het dat ek vir Desember en Januarie daai maand 'n kamp moet gaan doen, maar ook in Angola, in Suidwes. Daai tyd was dit Suidwes, nou Namibië. Op die grens, is 'n 2 maande kamp wat ek moet gaan doen. Toe nou vir die weermag. Vir die weermag, ja, omdat jy nou jou 2 jaar diensplig gedoen het, was jy nou nog verplig gewees om ek soveel het kampe ook daarna te doen, waar jy 2 maande van jou tyd aan hulle moes afstaan. En is juist met hierdie kamp wat ek geweldig siek begin raak. En nou slaap ons in tente, jy het nie want daar is nie ordentlike siekeboeg nie. So ek gaan na die siekeboeg, ek vermoed toe nou, ek het vermoed en ek weet dat ek malaria gekry het. Okay. Maar hulle gee net vir my malaria pilletjies en dink dit is voldoende. Ja. Maar ek lê daar in my bed en ek is regtig siek. En dit was, ek sal nooit vergeet nie, was die 31ste Desember 1984. Toe lê ek daar en ek weet, dis nou amper nuwe jaar. En ek is die enigste een in die tent. Dis nie een van die ander ouens wat saam met my in daai seksie is, wat daar is nie, almal is uit om te gaan drink en nuwe jaar te gaan vier. En die volgende oomblik hoor jy net, toe skiet hulle in die krek en gaan toe weet ek, dis die nuwe jaar. Ja. En ek lê daar en dan ek sê vir die Here, Here, as ek nou in die slaap raak en
wakker word en ek bekeer niks, is my lewe joune vir ewig. Wow. En ek sal nooit vergeet nie, en ek vat 'n sigaret, om 'n sigaret te rook so in die begin van die nuwe jaar. En ek steek hom toe kom trek, dis die slegste van sleg wat ek in my lewe geproe het. That's my God. En ek druk hom dood, ek raak aan die slaap en ek staan daai oggend op en ek bekeer niks. Soos in niks. Volkome genees. En en toe weet ek, my lewe is nou die Here se, ek het hom nou beloof. En toe het ek nou hierdie twee in my lewe. Ja. Moet ek nou maar my studies eers klaarmaak? Ja. Of moet ek dit opskop en gaan leer vir 'n pastoor? En weer eens, die Here is so getrou. Ek sal dit nooit vergeet, ek sit die sondagoggend in 'n diens. En vandat ek uit die diens uitgestap het tot vandag toe, het ek nie idee waaroor hy pastoor gepraat het nie. Want ek was net so bewus van die Here, en die volgende oomblik hoor ek, letterlik soos ek my eie stem hoor ek, Rian. En ek sit so en ek, Rian. En ek besef dis die Here wat met praat. En ek sit daar en ek sê in my binneste, ja Here. Hy sê, ek wil jy moet bediening toe gaan as jy 30 is. Maak jou studies klaar. En ek gaan maak my studies klaar, kry my graad, my B-Proc graad. Intussen tyd is ek getroud, en intussen tyd is my oudste seun ook pas toe gebore, en toe trek ons Johannesburg toe na die teologiese college. En ek doen my 3 jaar klaar, ek doen my jaar prakties klaar, en ek het half van al vergeet van daai woord. En toe ek staan voor die hele AGS raad, daai dit was Dr. Isak Burger, almal daar, en hulle vra vir my, toe noem ek dit vir hulle, toe vra hy vir my, hoe oud is jy? Ek sê vir hom, ek word nou 30. Ja. Toe tref het my vir die eerste keer. Yes. Dat die Here het gesê, as ek 30 is, en toe sê hy vir my, en ek het dit nie besef, tot en met daai oomblik, toe besef jy dat die Here was ook eers 30 toe hy in sy bediening ingestap het. Yes. En toe vir die eerste keer besef ek dit, dat presies soos wat hy in die bediening ingestap het, dieselfde ouderdom, moes ek in die bediening instap. En dit was vir my iets fenomenaal. Iets wat ek nie in woorde vir mense kan beskryf wat dit aan jou doen en hoe dit jou laat voel nie. En toe is ek by die AGS in die bediening. Ek was eers my praktiese jaar gedoen in Oberholzer. Toe is ek, nog voordat ek georden is, toe is ek gevra om die AGS gemeente in Finsbury te gaan oorneem, want hulle toe net geskeer. En nou moet jy verstaan, nou is ek 'n jong man, ek is nog nie eens georden nie. Nou stap ek in daai kerk in, dis 'n groot kerk. Hy het ondersitplek, hy het 'n galery wat vol, so daar kan seker maklik 700 mense daar sit. En ek stap daar in, daai eerste oggenddiens, daar sit 35 mense vir my in wag. Wow. Dis al wat oor is. Ja. Al wat oor is. Ja. En ek staan daar en ek sê vir die Here, Here, hierdie kan ek nie doen nie. Net U kan. En die Here help ons, en dan deur die genade van die Here, die dag toe ek van daar af Pongola toe gaan, toe is daai gemeente 262 sterk. En dit was net die Here, dit het niks met my te doen nie. Dit was net die Here wat net vir ons guns gegee het, maar ons het hard gewerk. Ons het alles, ons arme kinders, ons het hulle letterlik, my 2 seuns, ek het daai stadium 2 seuns al gehad, hulle is letterlik, het hulle saam met ons huisbesoek gedoen, ons het vir hulle 'n bed in die kar gemaak, dan slaap hulle van huis tot huis, dan haal ons hulle uit, dan sit hulle by ons, dan sit ons hulle terug in die kar, slaap hulle, en dan gaan hulle bed toe. Dit was harde werk. En, Rian. maar die Here het ons deur dit gedra. En toe is ek Pongola toe, en van Pongola is ek Hoedspruit toe. Wat ook in Pongola is, toe kom ek agter hier in my binneste, maar daar moet iets meer wees as net dit waarmee. Want ek was op daai stadium, en ek gaan dit nou maar sê soos ek dit sê. Daai stadium was ek op my pad om 'n regte, stoere, prim en proper
AGS pastoortjie te word. Elke Sondag my audassie en prim en proper op die kansel en prim en proper preke en alles prim en proper. Ja. Maar ek het 'n gemis gevoel in my binneste. En die Here help my om my heel eerste regte mentor te ontmoet. Oorlede pastoor Gerald Kennedy. En hy maak 'n nuwe wêreld, as ek dit so geestelike wêreld vir my oop. En ek begin goed in die gees te beleef wat ek nie voorheen beleef het nie. En ongelukkig is hy toe ook oorlede, maar dit het 'n proses toe begin in my lewe. En ek het nog nie geweet waartoe die proses gaan nie. En toe ek van Hoedspruit af het ek besluit in Hoedspruit nog het ons besluit om nie die voltydse bediening te los nie, maar die voltydse gemeentewerk te los. Okay. En ek het toe nou, dit wat ons vandag bekend staan as Shekinah aanbiddingsentrum, was eers net Shekinah Ministries. Ek begin toe Shekinah Ministries, maar onder die vaandel van die AGS. En ons het op 'n stadium het ek 21 tieners gehad wat saam met my rondgereis het. En hulle het danse gedoen en mimieke gedoen en hulle het plays gedoen. Ek het self 'n blyspel geskryf wat hulle opgevoer het. En ons het vir 3-4 jaar lank het ek letterlik die land vol getoer met hulle. En toe is hulle almal klaar met skool en almal uit Hoedspruit het almal, en hier sit ek en my kinders alleen oor. En toe lei die Here op ons hart om Kaap toe te kom. Okay. Met die doel om 'n onafhanklike gemeente te begin. Nie per se in die AGS te bly nie, maar ek kom toe en ek raak betrokke by 'n AGS gemeente. Vir 3 jaar raak ek betrokke. Ek doen vir hulle 'n 3 jaar lange Bybelskool en ek en my seuns het vir hulle die jeug begin. En toe ervaar ek maar, dis nog nie wat die Here wil hê ek moet doen nie. Ja. Toe sê ek vir hom, goed Here, ek weet hoe hy wil hê ek moet uitstap en ons moet ons eie ding vestig. Toe sê ek vir hom, goed Here, as U alles vir my voorsien, stap ek uit. En ek moes jy dit gesê het nie. Maar die volgende oomblik, toe kom iemand na my toe kom sê, ek kom kyk hier so, hy sê, sien jy hierdie vertrek? Sien, daar staan al die stoele, daar's alles, jy kan begin met jou bediening. Toe gee jou alles. Al wat ons moes fisies kry om die bediening mee te begin, was 'n nagmaalstel. En ons het toe ook 1 mikrofoon gekoop. So alles is vir my gegee. Ek het inteendeel, die Here het my so gebless, ek het op daai stadium 2 klanksisteme gehad. Dis soos die mense dit vir ons gegee het. En toe het ek geweet. En toe het ons met Shekinah bediening begin. En wat 'n pad het die Here met ons gestap. Die res is geskiedenis. Ria, ons het 1 minuut oor, maar ons gaan volgende week verder. Ons volgende week gaan onthou jou storie waar ons nou opgehou het, want dit sluit aan by dit. Ek wil hê jy moet gesels oor jou gemeente ook, en volgende week gesels ons oor called to be. Ja. Wil jy vinnig vir ons sê waaroor gaan dit? Wel, called to be gaan net oor dit dat toe ek nog in Hoedspruit was, in die AGS, het ek net vir die Here net vir my gesê, maar daar is iets baie meer as om geroep te word om iets te doen. Ons is nie geroep om iets te doen nie. Ons is geroep om iemand te wees. Wow. En toe het ek begin navorsing doen oor die verstaan van die woord roeping. En daaroor sal ons, maar dis waaroor dit gaan, dat ons is nie geroep om dinge te doen vir die Here nie. Dis 'n taak, dis 'n mandaat. My roeping is om binne in sy destiny te wees vir my. Wat ek so van hou van jou onderhoud wat ons nog gehad het, jy die Here uitgedaag. En ek het ook, ek doen dit ook, mens moet net baie versigtig wees, hoe, waar, wanneer, maar ja, mens moet, want die Here, hy kyk ons, hy toets ons ook, hy kyk ook, hoe ver kan hy ons vat, en hoe ver wil ons gaan?
100%. Rian, volgende week. Baie dankie, Baie dankie dat jy ingeskakel het. Van my en pastoor Rian, tot volgende week. Shalom. Destined to go.